Vandag se boodskap is vir my bonatuurlik, want my Abba Vader is bonatuurlik. En ek en jy wat hom manifesteer op die aarde, is bonatuurlik. Ek gaan vandag se boodskap noem, die dode en die lewende word een in Christus. Wat 'n stelling, mense. En as jy 'n geliefde verloor het, gaan jy vandag vertroos word. Want hulle is nie dood nie. Mag God ons vandag verras. Hulle is meer lewend as jy wat blootstelling het deur jou 5 sintuig wêreld as gevolg van situasies en omstandighede. Want hulle is tans soos jy in die onmiddellike teenwoordigheid van God in Christus. Kan ek maar hier skryf dode en lewende. Al verskil is tussen ons en hulle is onsigbaar en ons sigbaar. As een liggaam. Wie is 'n liggaam? Die liggaam van Christus. Maar wie is die liggaam van Christus? 1 Korintiërs 12:27 sê, julle. Wie is die julle? Is dit net julle? Of is dit ook julle? Mag God jou vandag verras. En hierdie julle is een nuwe mens. Dit Vader, dis groot vir my. As ek vir jou sê, wie kan my hart, my fisiese hart en my liggaam sien? Niemand kan dit sien nie. Maar dis deel van die liggaam. So jou geliefde, wat jy nie kan sien nie, is deel van die, sê daar is net een nuwe mens. Toe die woord sê, en Jesus was opgeneem, toe Jesus opgeneem was, het ons die persepsie gehad, Jesus het in hulle midde gestaan, en daar gaan hy opgeneem en hy's weg. En die meeste wag dat hy moet terugkom met 'n wolk, want hy's weg. Het jy geweet, hy het nooit die aarde verlaat nie? Het jy geweet, die woordjie opgeneem beteken eintlik, hy het in die teenwoordigheid in verdwyn, want hy's 5 sintuig siel, dimensie, mens, die natuurlike mens verstaan dit nie en kan dit nie sien nie. Yes, antwoord hy diaken hier. Ekskuus. Sê vir my, toe Jesus opgeneem was dit boontoe, was dit afstand, of was dit net 'n toestand? Sê vir my, toe Tannie Sunny, toe Medikliniek vir Tannie Sunny opneem, in Medikliniek, was Tannie Sunny op die dak, of was sy net in die kamer langs aan? So waar is jou geliefde? As 'n ledemaat van een liggaam, een nuwe mens. Hulle is net in 'n dimensie
in die onmiddellike teenwoordigheid van God, langsaan. Dis al waar hulle is. En as jy hierdie goed beginne weet, dan bly daar niks anders vir jou oor nie, as jy hoor van iemand wat, om hom te gaan opwek. Want alles, die engele, kan ek myself wees vanoggend. Kyk, dis gevaarlik as ek vir julle sê, ek kan myself wees. Dis gevaarlik, want hulle nooi my nooit weer hier. Hebreërs 1:14 sê, die engele is dienende geeste, om die te dien, wat hierdie saligheid verwag. Watter saligheid? Die verlossing van die liggaam, verlede week se boodskap, as verheerlik. Hoekom? Want 1 Petrus 1 sê, die engele is opgewonde om die te dien wat verwag alles gaan sigbaar word, want hulle kan nie wag om te sien hoe lyk God wat gees is, wat niemand gesien het nie, behalwe die enige gebore seun in die boesem van die Vader wat hom verklaar het. Dis hoekom hulle kan nie wag om jou te dien wat hierdie verlossing van die liggaam, die verheerliking, onverganklikheid op die aarde verwag nie, want hulle kan nie wag om te sien hoe lyk God in vlees nie. En dan wag die skepping alles ook, vir die openbaarmaking van die vryheid van die seuns, as sigbaar word om te sien, hoe lyk God in alles. Want hierdie aarde is God se eiendom, en die mense op. En dan het ek vir jou 'n verrassing. Nie net hulle wag nie. Hulle wag ook. Jy sê, Here, ek wil hartseer raak, en ek wil opgewonde raak, en ek wil alles raak. Kyk gou wat sê Hebreërs 11. Kyk waarvoor wag hulle. Kyk gou wat sê Hebreërs 11. Kyk gou waarvoor wag hulle. Hebreërs 11:39 sê, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Watter belofte? Omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Ons is nie op pad na hulle toe nie. Dis nie afstand nie, dis 'n toestand. Hulle wag vir ons. Hulle wag vir ons om ook saam met ons volmaak te wees. Ook, nou het ons moeilikheid. Wat is vir God volmaak? 1 Tessalonisense 5:23 sê, mag jou gees en jou siel en jou liggaam volkome, volmaak, bewaar word as die openbaarmaking, as die sigbaar word, Christus geopenbaar, God se begeerte, God se beeld, God se gelykenis, God se woonplek, God se rusplek vir ewig in 'n liggaam. So sê gou vir my, ons geliefdes wat ontslaap het, is hulle volmaak? Wat het hulle verloor? Daarom sê die Bybel, hulle is, en hulle wag vir ons. Die skepping wag vir ons. Die engele wag vir ons, om alles te openbaar, as sigbaar verheerlik. Hier is God in vlees. God se droom, God se begeerte, van die begin af. Laat ons mense maak na ons beeld, ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, laat hulle heers op die aarde. En toe kom God met 'n waarskuwing. Wat was God se waarskuwing? Die mens moet net nie doodgaan nie, want die dood is 'n vyand
Hoekom is dit 'n vyand? Want God verloor sy oortuiging as sigbaar, sy beeld, sy huis, sy woning. God verloor sy liggaam. Want ons weet mos, op die kruis, toe hy uitroep, dit is volbring, Efesiërs 2, vers 13 en 14, het hy die vyandskap, die laaste vyand wat vernietig word op die aarde, 1 Korintiërs 15:26, was die dood. Op die kruis het hy mos die vyandskap, verlede week se boodskap, deur sy vlees tot niet gemaak. Maar dis nie al nie. Deur sy vlees het hy nie die dood tot niet gemaak nie. Deur sy vlees het hy alles tot niet gemaak wat in vyandskap is vir God, sodat die mens, die tempel, die huis, die woning, die liggaam nie moes verloor nie. Maar as gevolg van onkunde, hardkoppigheid, godsdiens, verloor die mens, die tempel, die huis, want hierdie tempel, hierdie huis, is mos duur gekoop. Ek wonder hoekom. Hierdie tempel, hierdie huis, behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan hom. Verheerlik God nou, in jou gees, en in jou liggaam, en hulle kan God ongelukkig nie verheerlik in hulle liggaam nie, want hulle is onsigbaar, daarom is hulle volgens God naak. En nou wag hulle vir ons, die skepping wag vir ons, die engele wag vir ons, om alles te openbaar as woe! En die meeste wag vir hom. Die meeste wil soontoe. God sê, dit is hiernatoe. Daarom is die hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Net wat interessant het gou, kyk gou wat sê 2 Petrus. Kyk gou wat sê 2 Petrus. Ek wil hê, jy moet gou jou oë toemaak, en in jou gedagtes, dink aan jou geliefde, sien jou geliefde, ervaar jou geliefde, ruik jou geliefde. Sê vir my, waar was jy nou? Jy was nou, waar jou geliefde is. Mag ek jy goed sê, in die onmiddellike teenwoordigheid van God, in Christus. Waar is jy? In Christus. Sê daarom het, een nuwe mens sê, daarom het alles, sê alles, niet geword. Alles is niet. Ek gaan nou gou vir jou wys hoe niet is dit. Kan ek maar. Kyk wat sê ou Petrus, in 2 Petrus 3, vers 12. Hy het dit geskryf so 67 na Christus, met ander woorde so 3 jaar later, onthou julle, 3 jaar later as 70 na Christus was daar die verwoesting van die handgemaakte tempel in Jerusalem, daar was die verwoesting van die stad Jerusalem in 3 dele verdeel, want God woon mos nie meer in 'n huis met hande gemaak nie, God het mos 'n nuwe tempel, God het mos 'n nuwe stad, en hierdie tempel het sigbare lede, en hierdie tempel het onsigbare lede. En die onsigbare lede wag om geopenbaar te word as sigbaar. So hulle verwag vir die sigbare lede. Wie is die sigbare lede? As die liggaam, wie sit hulle? Hoor nou wat sê Petrus in 2 Petrus 3:12. Hy sê, julle wat die koms, die woordjie koms in die Bybel, julle wat die teenwoordigheid, trek dood, skryf teenwoordigheid, julle wat die teenwoordigheid van die dag van God verwag en verhaas. Ek soek almal se aandag. Ek soek almal se aandag. Met ander woorde, die sigbaar word van alles
Wag ons vir God of wag God vir ons en ons kan dit verhaas? So dit wag van ons af. Dis wat dit beteken, die koninkryk het vir jou naby gekom. Daai woordjie, die koninkryk het naby gekom, dit beteken, dis in jou hand. Dit is soos 'n voertuig se versneller. Het jy geweet, as jy die versneller intrap, beweeg die voertuig vinniger? Het jy geweet, ons kan die koms in hakkies, die teenwoordigheid van God, die sigbaar word van alles, verhaas. Maar hoekom doen ons dit nie? Want die meeste verwag 'n koms, iemand uit die hemel, terwyl jy reeds die liggaam van Christus is. So as daar enige iets is, die manifestasie van 'n koms, is dit ek en jy wat dit moet verhaas. Here, jy moet help. Dan sê hy iets interessants. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en smelt. Nou as jy dit vir 'n eindtyd prediker gee, dan gaan hy dit gebruik as gogga, maak vir baba bang. Wat beteken dit, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan? Wat beteken dit? Hou gou jou hand hier, ek moet dit vir jou wys, dat jy dit verstaan. Wat beteken dit? Hou jou hand hier, kyk gou wat sê Hebreërs 12, vers 29. Vers 29 sê, want onze God is 'n verterende vuur. Met ander woorde, kyk op die bord, alles wat in die hemele is, sal deur vuur vergaan. Dit beteken, alles wat in die hemele is, wat nie God is nie, sal God deur sy verterende liefde alles tot niet maak, deur alles wat nie in die hemel hoort nie. Soos jou geliefde, soos ons sê, wat in die hemel is, wat nie daar hoort nie, want die aarde behoort aan die mensekind, het hy gekom, soos siekte, want mense word siek, dan gaan hulle dood, soos sonde, want die loon van sonde is die dood, het hy deur sy liefde, alles wat in die hemele is, wat nie moet hemele wees nie, deur sy liefde, op 'n vloekhout, namens die mens, kom weg, sterf, as volbring. Nou verwag hulle, kyk hoe brand die hemele, jy weet nie wie is God nie, en jy weet nie wat is waarheid nie. Dis hoekom, verlede week se boodskap, 3 dae later, is jy opgewek, in jou erfenis, daar is 'n nuwe mens, die wat in die hemel is, in die hemele is, soos ons gesê het, hy deur sy liefde, as 'n verterende vuur, kom deel met dood, deur almal se dood te word, deur almal se siekte te word, deur almal se sonde te word, toe word ons opgewek, as een nuwe liggaam in Christus, een nuwe mens volmaak, gees, siel en liggaam, daarom wag die wat onsigbaar is, ons geliefdes, om bekleed te word, met 'n liggaam, as verheerlik, en ek en jy, het 'n liggaam, sê daarom, vers 13, ons verwag volgens sy belofte, nuwe hemele, en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Wat beteken dit? Met ander woorde, as die hemele met vuur gebrand het, dan was hier ou hemele, en hier was 'n ou aarde. Here, jy moet help. Dit beteken tempel. Daarom sê hy vir hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae, bou ek die nuwe hemele, bou ek die nuwe aarde, bou ek 'n nuwe tempel in 3 dae, weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel is, maar die probleem, die wat onsigbaar is, het die tempel,
het die liggaam verloor. Nou wag hulle vir ons, as sigbaar, om saam met ons volmaak te word, as beteer. God gee dit, God gee dit, God gee dit, 'n liggaam, verheerlik. En hoe lyk daai liggaam? 3 dae daarna, toe Christus opstaan, as verheerlik, en hulle midde staan, en hulle melk wegskrip, toe sê hy vir hulle, ek is nie 'n gees nie. My vriend, as jy wil doodgaan, en wil hemel toe gaan, is jy onsigbaar, jy die tempel, jy die sigbaar word verloor, jy is net gees. Hy sê vir hulle, kom vat aan my, ek is vlees, en ek is been. Nou sê Efesiërs 5:30, maar jy, wat sigbaar is ook die vlees, is eintlik die vlees, is nou eintlik die been. Kyk nou wat sê Hebreërs 12, sê gou vir my, hy sê in vers 13, ek gou dit regstel ook, ons verwag volgens die belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Het jy geweet, die geregtigheid van God, is dit wat God is, dit wat God van God dink, is dit wat God van jou dink. Het jy geweet, die geregtigheid van God kan nie op die aarde woon nie, die geregtigheid van God kan nie in die straat afstap nie, die geregtigheid van God woon nie in die hemele nie, die geregtigheid van God is in en dan sê Spreuke 12:28, die rigting van die geregtigheid is nou lewe en onsterflikheid. En dit is op die aarde. En dit beteken eintlik die nuwe tempel. God se begeerte. Wat 'n soort huis sal julle vir my bou, sê die Here? Want die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. En ons is die voetbank, ons is die liggaam. Ons is vlees van sy vlees, ons is been van sy been. Hy die hoof. Ons die liggaam, ons die voete op die aarde, en die volheid is waar, alles in ons. Sê daarom. Kyk wat sê Hebreërs 12 nou. Vers 26. Met ander woorde, die hemele gaan met vuur. Dit was die liefde van God wat alles verteer het, wat nie God is nie. Nou sê Hebreërs 12 vers 26, toe het sy stem die aarde geskit, maar nou het hy beloof gesê, nog eenmaal laat ek jy alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. O Gats. Sê o Gats. Eers is sy vuur, alles in die hemele verteer, vernietig, wat nie God is nie. En nou punt nommer 2, ek gaan so met jy skryf, punt nommer 2, sal sy stem die hemele laat bewe. O Gats. O Gats. Rudy, wat beteken dit? Rudy, wat beteken dit? Kyk wat sê verder. Toe het sy stem die aarde geskit, maar nou het die belofte gesê, nog eenmaal, laat ek nie alleen die aarde nie, ek laat ook die hemele bewe, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering, sê verandering. Nie wegraping nie, nie eindtyd nie, nie dood nie, 'n verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare dinge as gebore kan bly. Dis het jy gesien wat ek gesê het. Daarom in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die mens was geskape, net om die mens hier te kry. Net om die mens op die aarde te kry. Daarom is dit nie meer uit die wil van 'n man uit 'n stamboom nie. Dis alles nou uit God. Met ander woorde, alles wat geskape is, alles wat wankelbaar is, die dood is wankelbaar, sonde was wankelbaar, siekte was wankelbaar, die lewende siel mens was wankelbaar, sodat hy alles kon volbring. Toe volbring hy alles met vuur, met krag, deur sy liefde, verteer hy alles wat nie die waarheid is nie, en toe word ons opgewek as die ware, die onwankelbare, as die gebore, as die wat wedergebore. Wat beteken wedergebore? Uit God gebore, die ontdekking van 'n geestelike waarheid, die vernuwing deur die Heilige Gees, die aangroei van nuwe selfweefsel, 'n nuwe mens. Hoekom het vuur die hemele geskit? Hoekom het sy stem die hemele geskit en die aarde geskit? Sodat die wankelbare, die geskape dinge volbring kan word. En 3 dae daarna ons almal opgewek as die ware, die onwankelbare, as gebore, alles uit God, die nuwe, hier is hy. En nou is jou geliefde deel van die nuwe mens in een liggaam, tans op die oomblik net onsigbaar. Daarom
het hy deur sy liefde die dood tot niet gemaak. Daarom, hiervanaf, gaan die mens nie meer dood nie. Kom ons begin voor. Jy moet hierdie goed sien. In die begin toe God sê, julle moet net nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, want as julle daarvan eet, sal julle seker sterwe, en toe gebeur dit, toe gaan die mens mos dood. Wat het met die mens gebeur wat dood gegaan het? Almal was bewaar in die doderyk. Ek sal skrifte bysit. Ek gaan skrifte bysit op die. Almal was bewaar in die doderyk. Maar God het nog nooit van opinie verander nie, want God het geen behaag in die dood van 'n mens wat sterf nie. Esegiel 37:13-14 sê God, maar ek sal julle almal lewend maak. Ek sal julle almal uit julle grafte laat opkom. Ek sal my gees in julle binneste gee en my gees sal julle lewend maak. En toe Jesus op die kruis uitroep, dis volbring, toe gaan hulle grafte oop en toe Jesus 3 dae opstaan, toe staan almal van hulle saam met hom op in hulle liggame. Want God is nie 'n God van die dode nie. God is 'n God van die lewendes. So na die opstanding gaan geen mens meer dood nie. Ricardo is nie dood nie. Die mens as gevolg van onkunde ontslaap net. Hy slaap net. Kyk wat sê Paulus in Romeine 13 vers 11. So jou geliefde is meer lewend as jy. Yes, ek kan die boodskap is so groot, ek kan hom 'n reeks maak as ek wil, maar ek probeer my bes om dit so by mekaar te bring dat jy dit sien. Hoor wat sê Paulus in Romeine 13 vers 11. Hy sê, en dit te meer, omdat as jy tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons nou reeds daar is, om uit die slaap wakker te word, want die saligheid, die verlossing is nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Toe jy gelowig geword het, so ek gaan nou kerktaal praat, toe jy jou hart vir die Here gee, was dit nie om eendag dood te gaan en hemel toe te gaan nie. Toe jy jou hartjie vir die Here gee, soos die kerk praat, was dit vir jou om uit die slaap wakker te word, want hierdie verlossing van 'n liggaam as verheerliking op die aarde is nou nader vir jou as wat dit was toe jy jou hartjie vir die Here gegee het, want jou pappa en jou oupa en jou ouma wat onsigbaar was, of wat is, wag almal vir jou om te openbaar as sigbaar verheerlik in 'n liggaam op die aarde. Dis die waarheid. Die woordjie slaap is afgelei van die woord hapnos. Met ander woorde, hulle is almal. Hulle en die kerk is almal gehapnos. Hulle is gehipnotiseer. Het jy gesien as iemand gehipnotiseer is? Met ander woorde, jou geliefde is net gehapnos en wag om wakker gemaak te word. So wat is nou makliker om 'n dooie op te wek wat net ontslaap het, en hoekom moet 'n familie deur al die hartseer gaan as hulle een of ander tyd wel wakker gemaak gaan word en bekleed word met 'n liggaam en hulle wag vir jou? Jy sê, Here, dis weer eens vandag die teenoorgestelde. Ek is vandag weer eens stroom op, Here. Is dit die pink hemp op Vadersdag? Ja, dis nie Moedersdag nie, dis Vadersdag. Toe my vrou vir my vra, watter hemp trek jy Sondag aan vir Vadersdag? Toe sê ek my pink hemp. Toe skrik sy. Toe lyk dit soos 'n gaans wat weerlig gesien het. Sy saam met my daarom. Kyk wat sê Romeine 14. Ek is by die bladsy. Kyk wat sê Romeine 14 vers 9. Hoor nou mooi. Vers 9 sê, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, luister nou mooi, om oor die dode, sowel as die lewende te heers. Vers 7, want niemand van ons leef vir homself nie, en as iemand sou sterf of ontslaap, sterf hy nie vir homself nie, want as ons leef, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf is tot eer van die Here, want hy gaan seker maak dat jy wat gesterf het tot eer van hom wat ontslaap het, sal hom verheerlik.
in 'n vleesliggaam, want Romeine 11:36 sê alles is uit hom, alles is deur hom en alles sal wees tot hom, tot sy heerlikheid vir ewig. En tot hom beteken nie jy gaan dood dan as jy by hom nie. Tot hom beteken hy het dood gegaan om by jou te wees op die aarde vir ewig. Want as ons leef, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om nou te heers, om nou invloed uit te oefen oor die dode sowel as die lewende. Kan ek 'n radikale stelling maak? As jy op die aarde nie geglo het wat jy in die bediening hoor nie, gaan jy dit daar hoor. En hoe teleurgestel gaan jy nie wees as jy besef, luister mooi, ons wag het so bietjie, Veronica kan ophou huil, oor skies as die babietjie, hoor gou mooi, elke knie sal buig voor hierdie heerlikheid. Jou knie gaan nie buig om gestraf te word of geoordeel te word, dit beteken eintlik, elke knie, elke mens op die aarde sal God verheerlik. Want of jy nou lewe, en of jy ontslaap, hy heers, hy het invloed oor dit, en hy gaan seker maak, jy kry 'n liggaam, terwyl ons reeds as opgewek verheerlik is. Maar hoekom beleef ons dit nie? Want ons het die Bybel gevat, toe lees ons die Bybel presies, as wat die meeste dit lees, en ons maak dit te hoop, ons wag vir goed. Sê daarom, Efesiërs 1, ek wil jou stig vanoggend. Kyk wat sê Efesiërs 1, so is hulle dood, of hulle net ontslaap. Hoe het hy die hemele geskit? Hoe het hy die hemele met vuur, die elemente laat brand, als wat nie hy is, deur sy liefde? Hoe het hy dit gedoen nie? Efesiërs 1 vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van tye, kyk op die bord, waar was die volheid van tye? Op die kruis, om die volheid van tye te reël, met die doel, om alle dinge wat in die hemele, sê alle dinge in die hemele, sê my geliefde, jy sê, ek staan in 'n trap so rond, wat ek sien goed, wie wil weg God met my, die goed speel af voor my, ek sien hoe speel het af, hy het mos gesê, hy gaan my leer, want die dood is 'n vyand, hy is nie die een wat dood maak nie. Met die volheid van tye, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as alles wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Dan gaan ek jou vra, is jou geliefde in die hemel, of is jou geliefde in Christus? As net onsigbaar. En net so lewend, soos wat jy lewend gemaak is, maar jy is net sigbaar, is al. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer, voor die tyd reeds besluit, ooreenkomstig die voorneme, van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sê dit sal wees volgens sy wil. So dat ons kan wees, is dit nie interessant nie, Vader, laat die wil geskied, soos dit in die hemel is, nou so op die, my aarde, maar Elzaan het nou die geaarde. Vers 12, luister wat sê vers 12, sodat, sê saam met my sodat, ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, sodat hulle onsigbaar ook gaan wees tot lof van sy heerlikheid, as verheerlik met 'n liggaam op die aarde. En net een liggaam, een nuwe mens. Jesus is goeie nuus. Vers 13, in wie julle ook na julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle na julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Hoekom is ons verseël met die Heilige Gees? Want Jakobus 4 vers 5 sê, die Heilige Gees begeer ons met 'n jaloersheid. Hy's in hierdie liggaam om die liggaam te restoreer, om die liggaam te laat bly lewe, as die ewige lewe, totdat ons die dimensie sal bereik as oorkleef, verheerlik, onverganklik, wat ons eintlik reeds is, maar omdat ons nog uit die 5 sintuig wêreld leef, beleef ons nie die Christus denke bewustheid nie, en Heilige Gees wil seker maak, jy bly op die aarde lewe, want alles wag vir jou, vir die sigbaar word, die skepping, die engele en jou geliefde. Hoekom? Vers 14,
wat die waarborg, onderpand beteken waarborg, wat die waarborg is van ons erfdeel. So wat is jou erfdeel? 'n verheerlikte liggaam. Verlede week se boodskap gaan kyk dit. Jou erfenis is nie in die hemel nie. Die ewigheid is nie in die hemel nie. Prediker 3 vers 11 sê, hy het die ewigheid geplaas in die hart van 'n mens. Ek vertel vir jou wat is jou erfenis, ek vertel vir jou wat is ewigheid. Dis ek en jy. Die skepping wag, almal wag. Wat die waarborg is vir ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Wat is sy eiendom? Die woord sê, die eiendom is die aarde. Daar het ek aarde geskryf. O my aarde. Die aarde behoort aan die Here en die mens. En God sy hele begeerte was om sy eiendom. Die aarde behoort aan die mens en die mens daarop te verlos, te red. Daarom was die verlossing in jou vleesliggaam en nie in die hemel nie. En die hemele is geskit. Jou geliefde is nie eers meer in die hemele nie. Jy en jou geliefde is saam as een. Hulle onsigbaar in Christus. Daar is net een nuwe mens. Want God wou sy eiendom. God wil sy eiendom herstel. En God kan nie lieg nie. God gaan nie nou meer ingryp nie. Want in Genesis 1 het God gesê, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis en laat hulle heers op die aarde. God gaan dit nie doen nie. Hy wag nou vir sy beeld, sy gelykenis. Hy wag vir hierdie nuwe mens. Hy wag vir my en jou as heerskappy om uit te voer sy beeld, sy gelykenis, sy karakter, sy natuur as heerskappy, sodat alles kan terugkeer soos dit was voor die grondlegging van die wêreld. Alles baie goed tot God. En jou geliefde wag. En die skepping wag. En die engele. Hulle kan nie. Ek kan nie vir hulle baie getuienisse vertel. Hoe engele my gered het uit die dood. Ek kan vir jou getuienisse vertel van dit wat ek glo het waar geword. Ek het nou so baie goed gesê. Maar ek wil eers 'n bietjie regstelling bring. Kan ek maar? Onthou julle, na die kruis, vir 40 jaar het die Jode dit mos nie geglo nie. En ons weet nou ons 70 na Christus, toe die laaste engel, die 7de engel uitroep, dit is verby. Toe dit afgehandel is as 70 na Christus, as 40 jaar na die kruis, toe dit verby is, het dit alles eers vir hulle waar geword as in hulle. Onthou julle, ek gaan nie skryf nie, ek gaan sommer praat. Onthou julle, in die begin as geskape het God vir Moses gesê, bou vir my 'n tabernakel met 'n buitehof, 'n binnehof, 'n voorhangsel en 'n allerheiligste. Het jy geweet daai allerheiligste was vir die Jode hemel op aarde, want eenmal 'n jaar het God hulle daar besoek. En op die kruis, toe die voorhangsel op die aardse skeur, toe skud God dit wat op die aarde is, dit wat handgemaak is, geskape. Maar die probleem was, omdat die Jode nie geglo het dis volbring nie, was die ware, die tabernakel, die tempel in die hemel toe. En hulle het God gesoek in tempels met hande gemaak, maar God was nie daar nie, want God het in gedagte gehad 'n nuwe hemele, 'n nuwe aarde, 'n nuwe plek van teenwoordigheid, 'n nuwe tempel, 'n mens, ek en jy. En vir die 40 jaar as 70 na Christus was dit toe in die hemel. Maar toe die Jode as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en God hulle gewaarsku het in Deuteronomium, dieselfde vloeke en dieselfde pla, omdat hulle die wet nie kon onderhou nie, omdat hulle aangehou het met hulle bloedoffers en diere geoffer het, sal hulle inhaal. En 70 na Christus, toe tref die pla en die vloeke hulle, en die tempel word afgebreek. Dis hoekom in Matteus 24, toe Jesus uitkom, sê die disippels vir hom, kyk hierdie geboue, ons het 40 jaar, toe sê Jesus, dit is niks, breek het af.
en in 3 dae bou ek die ware. Hier is die ware. Maar as ons die Bybel nie gaan verstaan nie, vir hierdie 40 jaar, was die tempel toe, was alles toe in die hemel. En 70 na Christus, toe die laaste engel uitroep, dis verby, toe gaan die tempel in die hemel eers vir hulle oop, sodat alles wat in die hemele is, sodat alles wat God is, sodat alles wat volheid is, die ware tempel kan beset, as jy, as die ware, die volheid in jou. So nou kan ons hierdie goed vat en lees, en dan verstaan ons dit nie, en ons wag vir dinge, terwyl ons reeds, dit is, dis hoekom het lyk, soos dit lyk. Nou het ek 'n paar goed hier neergeskryf. Daar was 2 groepe, terwyl al 2 groepe was eintlik in Christus. Maar die groep wat hier was, dis hoekom hy aan die regterhand vir hulle gaan sit het. Hy het gewag totdat sy vyande gemaak is 'n voetsel van sy voete. Die laaste vyand was die dood. Maar as jy by waarheid uitgekom het, is jy opgewek in jou erfenis as geen dood. Daarom almal wat nou dood is nie dood nie. Hulle het ontslaap in Christus, want almal is lewend gemaak. Want soos wat almal in Adam gesterf het, so is almal in Christus reeds klaar lewend gemaak. En almal wat lewend gemaak is, wag net om sigbaar te word as verheerlik 'n onverganklike liggaam. Maar vir hulle hier, toe hy vir hulle sê, ek sal julle uit die dode lewend maak, ek sal my gees in julle binneste gee, toe staan van die regverdiges op saam met hom, en hulle vorm die wolk, 'n wolk van getuie. Kyk gou wat sê Hebreërs 12, ek moet vir jou dit gou wys. Ek hoor mense sê, hulle geliefde is in die wolk van getuie, is nie waar nie. Jou geliefde is nie daar nie. Ek moet dit wys, die Here lê op my hart al heel week. Hebreërs 12 vers 1 sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons gelê is, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder. Nou baie belangrik. Die wat die wolk van getuienis was, is Hebreërs 11, is al die regverdiges van die Ou Testament wat bewaar was in die doderyk, wat 'n wolk gevorm het. Wolk beteken, hulle was soos toeskouers wat op 'n paviljoen gesit het, en hulle het gekyk hoe die finaal, die eindstryd afspeel, as 70 na Christus as verby. Met ander woorde, na 70 na Christus, is daar nie meer 'n wolk van getuienis nie. Jou geliefde is nie meer daar nie. Jou geliefde was nie deel van dit nie. Dit was vir die regverdiges in die Ou Testament, wat getuienis gegee het van dit wat hier gebeur het, omdat hulle nie geglo het dit is volbring nie. Almal nou het ontslaap in Christus. Dis al. Hy sê byvoorbeeld, luister mooi, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. Sê vir my sonde, sê vir my, het hy sonde geword? Sê vir my, is jy in sonde, of is jy volkome, is jy heilig, is jy onberispelik, is jy soos hy? Dan sê iets interessant, en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Hulle sê ons, jy moet op die aarde die wedloop hardloop, om die prys te behaal. Kan ek jou reg help? Daar is geen wedloop wat jy kan hardloop nie, want in Christus is hy die hoof, jy die liggaam, ons, ek soek het leer, ons is die begin van alles. Hier moes hulle hardloop. My vriend, ek kan nie 'n wedloop hardloop nie, om iets te behaal nie. Hy het dit vir my behaal, ek is opgewek, en al wat ek hier doen is, ek rus in die erfenis, as oortuiging. So wat soek jy daar? Jou geliefde is nie daar nie. Jou geliefde is saam met jou as 'n ledemaat onsigbaar in een liggaam op die aarde, 'n nuwe mens. Nou gaan ek vir jou 'n paar goedjies sê, wat jy moet versigtig wees as jy die Bybel lees, want dit was nie vir jou nie, en die hartseer is, die eindtyd manne het dit gevat, en nou maak hulle ons bang met goed wat nie bestaan nie, en wat nooit sal manifesteer nie. Dis hoekom hulle datums altyd uit is. Belangrik om te weet, alles in die Bybel wat jy lees, wat 'n hoop is, was nie vir my en vir jou nie, want jy's in dit was vir hulle die hoop. Toe Paulus sê, die hoop van die heerlikheid is Christus in ons, dis nie vir my en vir jou hoop, omdat ons die Bybel nie reg lees nie. Bly dit vir ons hoop, en dan moet alles wag. Ek en jy is opgewek verheerlik, want onthou, toe hy uitroep, dis verby, in die laaste pla uitgegooi, want toe is Christus die volheid waar, in hulle, as verheerlik.
Maar ons verstaan dit nie, dis waar ons is. Ons lees nog steeds, ons wag vir die hoop. So alles wat jy lees wat 'n hoop is, was nie vir jou nie, dit was vir hy 40 jaar tydperk as 70 na Christus, dit is verby. Alles wat in die hemel is, en alles wat uit die hemel is, was nie vir jou nie. Want, jy sê, Here, kan ek op uit neerstaan en vir hom dankie sê, vir oom te so lief is vir my. Want, toe die engel uitroep, dis verby en die tempel gaan oop, toe sien Johannes dit in Openbaring 21, en ek het 'n nuwe hemel, tempel, en ek het 'n nuwe aarde gesien, en die ou het verby gegaan, alles het nuut geword, sê uit die hemel. Sê vir my, wag jy vir dit uit die hemel, of was dit vir hulle 70 na Christus uit die hemel, want dit was in die hemel, want die voorhangsel was toe. Sê ek en jy is die nuwe. Dan sê Openbaring 21 vers 4, kyk die tabernakel van God is nou by die mens, en God sal by die mens, sê die ware. Sê ek en jy, sê dis nie in die hemel nie, sê dis in my, sê in Christus, sê die nuwe mens, sê my geliefde onsigbaar, sê die volheid, sê die goddelike liggaamlikheid as die godheid, die staan hy. So alles wat jy lees in die hemel en uit die hemel, alles wat jy lees, jy moet volhard tot die einde toe, is nie jy nie, want jy hoef nie te volhard, jy rus in dit, jy sê begin. Alles wat jy lees, jy moet waak en bid. Hoe kan jy waak en bid as jy Here is van alles? Jy moet net leer om te leef wat jou Christus denke en nie jou 50 sintuig denke jou beïnvloed en jou benadeel nie. Hulle sê mos, nou dat sien iemand sê ek groet, oom Piet het nou dood gegaan en sê die persoon prys die Here het nou sy kroon ontvang. Jy kan jou kroon hou man, ek staan nie belang om dood te gaan vir jou kroon, jy moet lewe vir die kroon, vir geregtigheid. Met ander woorde, alles wat dit is, het niks met jou te doen nie. Want Kolossense 1 vers 18 sê, hy is die begin, hy is die hoof, ons die liggaam, die begin van alles. Nou baie belangrik, wat ons betref, as saam opgewek, daar is 'n nuwe mens, 'n nuwe tempel, een liggaam. Ons is die begin uit die dode. Yes, ek gaan vertel dit vir hulle. Romeine 6:13. Ons is die begin as gebore uit God. Ons is die plek van rus, dit is volbring. Ons is die verheerliking op aarde. Ons is die restaureer en herstel van sy eiendom. Die aarde behoort aan die Here en die mens daarop. Die volheid as alles is in ons. Ons is die begin soos dit was vir die grondlegging van die wêreld as uit om God se droom, God se begeerte het waar geword. Ons openbaar hom as sigbaar in 'n verheerlikte opgewekte liggaam, sy begeerte as rusplek vir ewig. Rudy, bring bietjie skrif, want jy ons gesê, jy sê goed jy duim het. Kyk wat sê Romeine 6 vers 4. Ontvang julle iets, hoor julle. Moenie meer toelaat dat godsdienst en 'n dwaling en 'n illusie jou beroof van jou erfenis wie jy waarlik is nie. Is dit nie mooi nie? Weet julle hoekom lyk dit soos dit lyk na 2026 jaar? Want ons leef dieselfde goed as wat hulle geleef het en dit bly vir ons 'n hoop en ons wag vir hom om te kom met 'n wolk terwyl ons reeds sy liggaam is as die openbaarmaking as hy. So as hy wil kom, teenwoordig is dit ons wat openbaar as die koms. Hy die hoof uit die liggaam. Ja. Hoor julle, hoe is ons gemislei? Romeine 6 vers 4 sê, ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net so, sê saam met my, sodat net soos. So met ander woorde, alles wat met hom gebeur het, as opgewek, as mede-erfgenaam is, weer wat met my en jou gebeur het, is weer wat ek en jy is. Sodat ons net soos hy uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, met ander woorde, as jy deur die heerlikheid van die Vader opgewek is jy reeds klaar soos hy verheerlik, en ons so nou in hierdie nuwe lewe kan wandel. Hoekom sien ons dit nie? Onkunde, ons sal die waarheid ken en die waarheid bring ons vryheid, en ons 5 sintuig denke as bewustheid diskwalifiseer as wat ons leef nie die ware nie. Dis die rede. Dis die rede. Dis die rede. Hoe laat is dit, sê? 22 past, yes, het ek so kort gepreek. Oké, kan ons gaan 'n paar skriffies gou inbring, ek kan nie glo ek het so kort gepreek, ek het alles vertel. Is dit nie mooi nie? Kyk gou wat sê 2 Tessalonisense 1. Oor hulle. Nie vir jou nie. Kyk gou wat sê 2 Tessalonisense 1. Waar is my plek?
2 Tessalonisense 1 sê, vers 10 sê, wanneer hy kom om verheerlik te word, waar? In sy heiliges en bewonder te word en almal wat glo in daardie dag, want ons getuies het by julle geloof gevind. Sê gou vir my, is dit vir ons, wag ons vir dit, of was dit vir hulle as 70 na Christus toe alles oopgaan, toe word hy verheerlik in hulle? Met ander toe is alles so. As ek en jy opgewek is saam met hom, ons is saam met hom gesterf, ons is saam met hom begrawe in sy dood, ons is saam met hom opgewek deur die verheerliking, deur die heerlikheid van die Vader op die nuwe weg. Ons is mede-erfgenaam soos wat hy is as ons. Moet jy wag dat hy in jou verheerlik word, of is jy dit? Hoekom was dit, wanneer in daai dag sal hy in hulle, wie was die hulle? Dit was nie ons, dit was hulle. En nou lees ons die goed, nou wag ons vir dit. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 5 oor dit. Kan julle dit sien? Sê vir my, as jy vlees van sy vlees is, en jy is been van sy been, en hy is verheerlik, en hy is opgewek, van watter vlees en watter been is jy dan? Sê, jy moet vernuwe word in die gees van jou gemoed. Want hy het 3 weke terug sy boodskap. Hoor nou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 1, ek gaan my dit klaar maak. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, 2 Korintiërs 5 vers 1 het Paulus geskryf, kyk op die bord. Paulus het dit geskryf, onthou nou 7, onthou dit nou nie. Paulus het dit geskryf so 57 na Christus. Maar Paulus het dit so 3 jaar. 3 jaar voor dit het hy geskrywe en alles was nog toe in die hemel. Die voorhangsel op die aarde was oop, maar omdat hulle dit nie geglo het nie. Kan ek vandag sê dieselfde? As jy vandag glo jy moet doodgaan, is dit vir jou in die hemel nie oop nie. Dis nie in jou nie, jy verwag iets wat moet gebeur, want jy moet soen toe gaan om by hom te wees. Is jammer as ek eerlik is. Jy het nog uitgekom by waarheid nie. So Paulus skryf dit so 3 jaar voor dit. Met ander woorde, die ware het Johannes nog nie sien neerdal, die nuwe stad, sien neerdal uit die hemel, is nog in die hemel. Wie is die stad? Wie is die stad? 'n mens, die mensdom, mensdom, wie is hulle? Wie sit ons? Ek kan vir jou 'n reeks maak, miskien moet ek dit 'n reeks maak. So Johannes het dit nog nie gesien nie. Paulus skryf dit so 3 jaar voor dit. Hoor wat sê Paulus nou? Hy sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Stop. Paulus sê dit 3 jaar voor dit. So vir Paulus was dit nog waar? In die hemele. Sê vir my, vir jou en vir my wat by waarheid uitgekom het, ons is nie deel van dit nie. Is daai gebou in die hemele of is ons nou saam opgebou as die gebou, die ware in ons? Ek kan julle sien, hoe word ons benadeel met illusies. Nou sê Paulus, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Johannes, Handelinge 7 sê hy, ek woon nie in 'n huis met hande gemaak nie. Wat is ook huis hy van my bou? 3 dae na toe bou die huis. Dan sê vers 2, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Sê vir my, wanneer het dit plaasgevind? Toe Johannes in Openbaring 21 sê, ek het 'n nuwe hemel sien, nuwe stad sien neerdal uit die hemel. Toe word hulle oorkleed. Met ander woorde 3 jaar hierna, toe word hy oorkleed met dit. Sê vir my, ek en jy wat as onwankelbare gebore uit God, sê vir my, moet jy, wag jy, is dit uit die hemel of is dit eintlik in jou, as hemel in jou en is eintlik nou uit jou? Sien julle hoe gebeur die goed nie? Want ons leef nog steeds hulle hoop. Hulle stry met my, Rudy, daar staan dis in die hemel. Nee, dit was vir hulle in die hemel, want die voorhangsel in die hemel was nie oop nie. Openbaring 14, Openbaring 15. Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel van God is nie? Vers 3. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal, wat beteken naak? As ons ten minste gekleed en nie dood sal gaan nie, wat naak beteken jy die kleed verloor, die liggaam verloor. Dan sê hy in vers 4, want ons wat nog in die tent is, sug 3 jaar voor 70 na Christus, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons eerder oorkleed wil word, en nie ontkleed nie. Hoekom nie? Sodat, sê saam met my, sodat, die sterflike, so die sterflike, deur, so die sterflike deur, sê die dood het geheers. Nou gaan ek jou vra, moet jou sterflike die lewe verslind word, of is jou sterflike die lewe verslind? Kyk wat sê Efesiërs 2.
Vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak. Saam met Christus. Sê vir my, wag jy vir die sterflike om deur lewe verslind te word, of is jy lewend gemaak? Sê vir my, is net jy lewend gemaak, of is jou geliefde wat naak is ook lewend, maar jou geliefde wag om bekleed te word met wat? 'n verheerlikte, onverganklike liggaam, wat jy reeds het. Jy het dit reeds. Hoekom beleef jy dit nie? Jy beleef dit nie, want jy trek dit nie aan nie. Hoekom trek jy dit nie aan nie? Want jy leef nie die Christus denke nie. Die 5 sintuig denke definieer jou. Dis die rede. Jou geliefde wat in Christus ontslaap het, is saam met jou in een liggaam, in Christus een. As Christus nie opgewek was nie, dan is jou geliefde ook verlore. Wat beteken hy verlore? Dan was jou geliefde verlore as onvolkome, onvolmaak, sonder gees, siel en 'n liggaam. Maar omdat Christus opgewek is as verheerlik met 'n liggaam en ons vlees van sy vlees en been van sy been is, en jou geliefde wat onsigbaar is, vlees van sy vlees, been van sy been is jou geliefde nie verlore nie. Jou geliefde gaan verlos word met 'n verheerlikte, onverganklike liggaam op die aarde in Christus, 'n nuwe mens. Gee die Here lekker lof op vir vandag.